Rentekoerse is op met 25 basispunte en die oorlog lyk of dit na 'n kant toe beweeg. Maar wat beteken dit als vir ons plaaslike ekonomie? Ek en Waldo gesels dan hieroor in hierdie week se ekonomiese oorsig wat met trots aan jou gebring word deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.20 teenoor die Amerikaanse dollar, op R18.86 teenoor die euro en op R11.63 teenoor Australiese dollar. Die Brent olieprys het dan onder die $100 merk ingekom en staan tans op $92.90 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom by ons, Waldo. Dankie Johnny, dankie vir die kans. Waldo, ons is reg. Rentekoerse is toe 25 basispunte op. Ons lyk my ons weet wat ons wil hê hulle moet doen, die beleidskomitee, maar ons weet ook wat hulle gaan doen. Ja, ongelukkig Johnny, ongelukkig. Hulle het 'n interessante verklaring gehad. Hulle het eintlik die goed baie mooi beskryf en gesê daar is nou 'n brandstofprysskok. Hulle sien nog nie tekens van 'n verdere uitkring daarvan in die data wat hulle het nie. So hulle hou dit dop. Ja. Maar hulle net in die April maand inflasiesyfers het ons nog gesien die stygings na 4% toe. So hulle sit so lank koerse op dat hulle weet hulle het hierdie ding onder beheer. En dan 'n mooi ander storie net om te sê, hulle is nog nie bedruk dat Suid-Afrika nou in 'n stagflasie verval of so iets nie. Dit gaan 'n impak hê op groei vooruitsigte want met verbruikers het nou nie geld om rond te gooi nie. Maar die positiewe goed wat aan die gang is hulle nog steeds positief oor. En toe net daarna toe sê S&P ook positiewe vooruitsig vir Suid-Afrika se kredietgradering. Okay. Dit was nou Vrydag aand gewees. So eintlik net 'n bevestiging van die gedagte dat makrobestuur, nou monetêre beleid, fiskale beleid is besig om baie sinvol te gebeur en ja, goed soos die groter hervormingsprosesse. Ek dink daar was so 'n getal gewees. Die hawens onder Transnet het 'n rekord hoeveelheid vrag hanteer in die 2025-26 finansiële jaar, soveel soos laas in 2012 of so iets. Wow, dit was bietjie van 'n beduidende verbetering geweest. So en hierdie buiteouens sê dis by ons hoop hierdie ding gaan in die regte rigting. So die gevoel amper is want dit het nie noodwendig my gevoel nou is, jy my nou reg wys as ek verkeerd is, dat nie noodwendig die wisselkoers baie sterker gemaak het nie, dit was meer half die oorlog seker wat groter impak is, maar mens sal nou nooit weet nie, maar dat dit ook nie noodwendig 'n groot impak op inflasie gaan hê nie, want dit is tog nie noodwendig ons verbruikersbesteding nie, dis meer die boodskap wat uitgestuur word, as ek reg verstaan. Dis reg Johnny, ek dink hulle wys maar ons sal doen wat nodig is om inflasie onder beheer te hou en ons gaan rentekoerse verhoog tot jy nie meer kan bestee nie. Dis half die en baie van ons is nie so ver van daai punt af nie. Ja. Ek het dit gesê. Gister was daar so 'n berigie wat sê weet van die klein handelaars, die spaargroep Teskem, hulle voel al klaar die druk en koerse het skaars begin opgaan. Okay. Maar baie van die voorbeelde dalk is plekke wat ook ander probleme het, so te veel daaraan toeskryf nie. Maar ja, ek dink hulle stuur die sein. Hulle skiet so skoot oor die boeg en sê wees versigtig, ons sien hierdie inflasie. Moenie te veel van jou prysverhogings deurgee nie. Maar ek dink dis amper nie nodig om dit te sê nie. Die verkopers, die produsente, die handelaars, wie hulle ook al wil noem, hulle kan nie, hulle weet dit. Hulle weet jy las nie net daai by en verbruikers gaan dit betaal nie. Ouens gaan skuif na ander mededingers toe of heel wegskuif na ander goed toe. Ja. Want dit voel vir my dan, verbruiker baie prysensitief op die oomblik. So, en ek het dit nou gesien byvoorbeeld met varkpryse hierdie week. Varkpryse is baie af vir die produsent spesifiek, want die verbruikersprys kan nie skuif nie. So die abattoirs, hulle het so lank as moontlik nou die prys skok probeer absorbeer, die hoër kostes alles, maar uiteindelik moet dit hulle hierdie week nou, laasweek en hierdie week, moes hulle dit nou terugstuur na die produsent toe. Is dit wat in ander markte ook gaan gebeur? Dit is wat gaan gebeur. En op die ou end keer dit dat die totale inflasiekoers nie baie verder styg nie. En dis presies wat die Reservebank wil hê. Maar dit is nie goed vir ons boere nie. Nee, en so daar's op verskillende plekke is daar eintlik nou pyn. Jy weet daar's pyn vir die boereprodusent, daar's pyn vir die tussengangers en dan is daar pyn vir die verbruiker. Almal dra maar 'n stuk daarvan, ja. Sure, okay. Is daar positiewe nuus? Hierdie
uitkyk wat dan positief is. Ek dink daar is tog, dis nou korttermyn pyn eintlik, maar ek wil nie net so half in die korttermyn probleem vaskyk hier, daar's tog 'n langer termyn, ek dink nog steeds 'n halfe ligpunt aan die einde van die tonnel. Johnny, ek dink daar is. Ek dink daar's 'n bietjie van 'n mate van veerkragtigheid as mens dit nou so wil sê. En daar's werk wat gedoen moet word ongeag van die oorlog of rentekoerse in die FSA of al hierdie makrogoed. Die hawens moet beter funksioneer. Ja. En dis aan die gang. Net so moet daar die groter skep van 'n elektrisiteitsmark het. Ons kan begin krag terugverkoop van ons sonpanele af en dat dit vir ander ouens groot besigheid word. Daai moet aangaan en op die einde is dit goed vir ekonomiese groei. Per se verbruikers word gekny, produsente voel die druk, maar dis nie goed wat ekonomiese groei dryf nie. Maar vir regte groei kort jy vertroue en investering. Ek het met Roland gepraat laasweek se onderhoud met die politiek. Het ek gesê die regering moet eintlik 'n omgewing skep waarin besighede suksesvol. Hulle moenie besigheid doen nie. Nee, ons het nie in Suid-Afrika veral nie. Maar hulle moet 'n omgewing skep waar dit suksesvol in kan wees, soos 'n Transnet en die hawens en daai tipe goed. Maar dit en wat jy nou sê, dit lyk asof dit dalk in die regte rigting begin beweeg. Dit verseker Johnny en daar's eintlik 'n interessante perspektief daaroor. Mense voel altyd ons kort 'n groot plan. Ons kort 'n 8% groei. Dinge moet heeltemal anders wees want duidelik werk hier die bestaande model nie. Maar as jy hierdie goed in langtermyn groei modelle begin insit, dit as ons teen 'n halwe persentasiepunt in per capita terme vinniger kan groei, dan oor 25 jaar is dit 'n reuse verskil. Dit so binne 'n generasie kan jy mense se lewens baie beter maak met klein persentasiepunte groei, maar jy moet dit volhou. Dis maar so saamgestelde rente. Ja. Jy moet hom volhou en eenvoudige goed reg doen. En hopelik is ons hervormingsproses besig om van daardie reg te kry. Maar ons positiewe uitkyke van dit bewys dit eintlik. Dit bewys dit. Ja, hierdie kredietgradeerders is nie bekend daarvoor dat hulle optimiste of vriendelike mense is nie. Hulle moet risiko evalueer. So as hulle dink daar's 'n positiewe vooruitsig, dan kan mens sien dat daar's tekens dat hulle wat dit ondersteun. En dan die ander positiewe nuus wat ek nou vanoggend gelees het, is diesel gaan af. Ja, en dit is nou met die terugstelling van die brandstofheffing. So dis die R1.50 wat ons oor gepraat het wat nog bykom ook. Ja, en dan kom diesel effektief tussen R2.60 en R3.20. Kom dit af. Ja. So dis nie nou daai R50 nou nog iewers moet afgetrek, is klaar afgetrek. So dit is daarby gesit. Dit sou eintlik dan nou wat R4 dit sou nader aan R4 gewees het as hulle die heffing nog 'n maand kon uitstel. Ja. So nee, goeie nuus daar. Sal dit dalk ons jammer ek van jou rede, sal dit dalk ons of ook rentekoersbesluite vorentoe kan beïnvloed, want as hierdie dalk nou weer ons nou weer begin afneem met die Iran-oorlog, al daai tipe goed, dan kan ons dalk ons het eintlik nou dan 'n April maand, Mei maand prysstygings gehad, dan sien ons nou 'n Junie maand daling vir diesel. Ek meen dit ons sien daai dan ek dink seker in die Augustus monetêre beleidskomitee. So dis nog 'n stuk verder weg, maar dis maar hoe dit werk. Dit kom met 'n maand sloering uit en dan wanneer hulle die volgende keer sit, praat hulle daaroor. Maar dis die regte rigting. En ons het nou oor die naweek gesien, net sonder veel besonderhede van 'n ooreenkoms, is die olieprys nou veilig onder $100 vat. Olie futures is ook wat laer. So ek dink wag tot daai eerste olietanker deur die straat van Hormuz is, dan sien ons die olieprys val. Hy het afgekom 87 toe, maar hy's nou weer op hier na $94 toe. Hoekom sal hy weer klein bietjie opgegaan het? Ek dink daar is maar nog bietjie onsekerheid oor presies hoe die ooreenkoms gaan lyk, hoe volhoubaar dit is. Daai tipe ding, maar met tergelykertyd is daar ook het Israel, Libanon, Hezbollah, hulle praat ook, so wat ook daar kan op wys die oorlog is vereers nou rustiger. Ek hoor as tussen Israel en Libanon is daar ook nou al verskietstilstand en dit gaan ook dalk baie kan ek sê onsekerheid uit die mark uit al. En ek dink dan is daar net praktiese oorwegings. Hierdie dit moet net afdeurfilter na die punt toe waar jy ook al 'n seemyn gelos het iemand hom gaan haal en net seker maak 'n skip kan veilig deurgaan. Dit vat ook 'n bietjie tyd. So ek dink daar's optimisme oor dit lyk asof jou ooreenkoms gaan wees. Selfs al is dit dan 'n 60 dae skietstilstand. Maar die praktyk daarvan is jy het nie
dadelik die oliekrane oop nie. Ja, Dit ja. vat so 'n bietjie tyd. Ons hoop regtig, want ek sien soos die kunsmispryse dophou van week tot week, lyk dit dan of Ethereum afkom. Ja. Swaal is relatief duur nog, maar hopelik as hierdie goed nou kan begin vloei. Maar ek dink wat die mark nou verwag, hoekom hy nou op 94 bly, is dat ons fisies daai skepe gaan moet begin sien vloei. Dit is die ding. En as ek dink daar hoef nie baie skepe te vaar nie, dan moet net genoeg deurgaan dat jy kan sien dis veilig om die res van my ou voorraad te gebruik want dit gaan binnekort aangevul word. Ja. Maar almal is maar versigtig as dit nie as daai binnekort aangevul word nie so seker is nie. Ja. Ja. Ja, want jy het ons gepraat van hierdie kostes wat nou begin aangepas word of deurgevoer word na die verbruiker toe. Dis aan. Waldo, ek wil gou vinnig by jou hoor, Amerika se rentekoersbesluit. Is daar enige nuus rondom dit, want dit kan seker deurspoel na ons toe ook? Ek dink nog 2 weke voor hulle weer sit, so daar is eintlik baie min nuus. Daar verbruikersentiment is maar krapperig in die FSA. Daar's die hele lewenskoste vraagstuk wat pla. Maar ja, ek dink ons sien op die oomblik effens swakker dollar, soos wat mens dan nou die effens sterker rand sien. Maar dis maar as 'n oorlog wat nou half rustiger raak. Ja, die amper sê die oomblik as daar 'n skietstilstand is, dan begin mens weer bekommerd raak oor die Amerikaanse staatsskuld. So dis al wat hierdie So ons gaan veroorsaak. hopelik oor die volgende 2 maande praat ons oor die Amerikaanse staatsskuld. Ja, nie. Maar dis vir ons dan minder van 'n bekommernis, want as die rand bietjie sterker en ten minste voer ons nie duur inflasie in nie. Ja, maar dan kan hopelik ons insetkostes aan die einde van die jaar te begin afkom, dat daai risiko vir ons produsente aan die einde van die jaar toe dalk bietjie Ja, anders lyk ja. Ons vertrou so. Baie dankie Waldo, baie interessant soos gewoonlik. Altyd 'n hoogtepunt vir my en ja, sterkte vir die week verder. Dankie Johnny. Hierdie ekonomiese oorsig was met trots aan jou gebring deur FFG. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien weer volgende week.